Die Here sê vir Moses, trek 'n bietjie weg by hierdie berg, man. Jy kyk heeldag teen die berg vas. En jy klim in 'n helikopter en jy styg so uit. En die berg raak al kleiner. Kilimanjaro wat Maritza gister die top bereik het. Prys die Here, sy in Elsabie. Geef hulle 'n hande klap sommer. Wat die top bereik het. En hulle is al wat teruggestap het. Die ander is met helikopters weggevat oor die suurstof het te min geraak. So ons gee die Here eer dat hulle twee, hulle stap vandag die laaste 4 of 5 ure terug. Hoor baie mooi. As sy in 'n helikopter klim. Ek het al Mount Everest uit die vliegtuig het gesien. Sla oor as hulle is Mount Everest. Nie Mount Everest, nie Kilimanjaro. En kom ek sê, dit lyk hy so. Oegrabies sy renosterkop lyk groter, wat ek al 10 keer geklim het, maar dit sê het hom nog eers 1 keer geklim. Maar oké, hoor gou mooi. Dan lyk hy so. Wanneer jy opstyg na God toe, raak die probleempie so. Wanneer jy hier voor hom staan, dis dit ewig. Party dae sit ek stil en dan dink ek, joh, dit gaan rof hier. Moet ons nie maar toemaak nie. Dan kyk ek en dan sien ek wat Dinsdag aand julle gesien het, wie was saam met my? Toe die pastoor sê, steek almal in hierdie kerk hande op. Wie deur School of Fire geswat het of nog swat? En meer 90% steek hulle hande op. Sit ek so en ek sê, vragtig Here, U doen 'n ding sonder dat ek dit agterkom. Dit was 3 maande terug ook. Stampvol kerke, sê hulle steek hande op, oor die helfte. Wat sê hulle swat by School of Fire of hulle met ons te doen. Om hulle te bekwam om predikers te raak. Toe sê ek, Here, U doen 'n ding. Maar ons kan nie hier kom waar die fondasie is van School of Fire en dan is ons droë bene nie. Dan gaan dit nie toelaat nie. Natuurlik kan ek jou nie in die gang kry as jy God nie wil dien nie. Maar ek kan die omstandigheid skep. Nou, hoeveel kanse nog? Hoeveel kanse gee julle mekaar? Nou wil ek wil eintlik vanoggend julle geroep het, maar dit gaan te lank tyd vat. Samuel, as 'n ou jou 3 keer spot 'n dag, dan raak jy vies. En as dit hier by 10 keer kom, dan gaan jy iets doen. Hoeveel kanse wil jy nog gee vir daai ou? Verstaan? Of daai ou hê? As iemand se voete stink in die kamer, en julle het nou al gesê, sit uit jou skoene buite, en hy doen dit nie, hoeveel kanse nog? Julle raak nogal gou kwaad hoor. Julle hou gou meetings. Oom, hierdie ou los winde in die kamer. Ja, sit een sommer met sy hoed nou voor sy kop. Wie is dit? Ek kan nie sien. Damon, is dit jy? Hoeveel kanse nog? Julle raak daagliks vir mekaar so kwaad, dat julle wil loop. Stem ek saam? Ek loop nou oom, want hierdie plek, ons wil nie vir ander kanse gee nie, maar ons wil so graag hê God moet kanse gee. Hoeveel kanse nog? Kom ons gaan kyk 'n bietjie. God gee kans op kans, hoor in 2 Petrus 3 vers 9, en die studente moet neerskryf asseblief die skrifte, ek gaan almal kyk, daar is 11. Die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy's lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering kom. Hoor 'n bietjie hoe baie kanse gee hy. Hoe lankmoedig is hy. Hy wil nie hê een moet verlore gaan nie. En hy hou aan, hy kom nie teruggee en hy stel sy goed uit, sodat jy kan bekeer. En hier verslaan hy sommer in die vers, die mense wat sê, God kies net sekere mense. Hier was 'n ou by ons, hy wil Zambië toe gaan, hy's baie kwaad, ek sê hy moet gaan, huis toe gaan, sommer in Suid-Afrika. Hy wil Zambië toe gaan, maar hy glo dat God het klaar sy mense gekies en klaar verby, daar gaan nie ekstra bykom nie. Ek sê toe, wat gaan soek jy in Zambië? As God klaar gekies het, moet jy nie gaan verloor en soek jy, hy het klaar gekies. Ek sê, wat wil jy gemaak? Nee, maar net die wat hy gekies het, wil hy gaan bemoedig.
Ek sê, jy hoef nie, jy glo mos eenmal gered, altyd gered, los hulle. Luister hier, God het almal gekies, weens sy voorkennis, sê Petrus. God weet, wie gaan hom kies, en hulle name is op. Maar God het nie besluit, Ronel, vir jou vat ek, Stella, vir jou vat ek jou, julle ander moet in die hel gaan brand nie. God is 'n liefdevolle God. Hy het nie 'n klomp mense gemaak, net om lekker in die hel te gaan brand nie. God is lankmoedig, sodat almal bekeer. So, dis hoekom hy kans op kans op kans gee. Hier was ouens, wat een keer wegloop, een ou het so voor my gesit, hy het nie weggeloop nie. Ek sê, moenie gaan nie, jy moenie gaan nie, baie nice ou, baie likeable ou, moenie gaan nie. Hy het gegaan en hulle sê, sy Bybel het onder hom gelê terwyl hy in die boom gehang het. God het daai ou kanse gegee. Dis nie God wat hom doodmaak nie. Dis hy, saam met die vennote, die demone. Dan is hier iemand, en sy naam noem ek sommer, Steven Chandler. Hy gee nie om nie, want hy het die week gebel en gesê, Stella moet vir hom, hy kom kuier nou soek hy kaasbroodjies, sê. Maar hoor gou mooi, hy sê, hy het 4 keer of 5 keer, hoe baie keer het hy weggeloop? En vandag is hy evangelis. Hoe God se kanse werk en hoe dit inskop, weet ek nie. Al wat ek weet, hierdie God gee kanse, maar jy moet nie 'n kans vat om sy kanse te misbruik nie. Hy sê, God se kanse lyk of dit nie opraak nie, so goed is hy. Want hy sê in Klaagliedere 3 vers 22, dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartigheid het net geen einde nie. God skep 'n miracle place daar. Tiaan, jy moet vroeër gaan slaap. God skep 'n miracle place daar. Hoekom is daar so plek? Genade. Genade. As jy daar kom, dat jy 'n bietjie kan afkom van dwelms of issues of wat ook al. Dit is die goedertierenheid van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie. Sy barmhartigheid het geen einde nie. As jy net daai deel uit die Bybel uithaal, dan gaan jy weer tik gebruik. Want sy barmhartigheid het geen einde nie. Maar jy moet een ding onthou, die menslike liggaam het 'n einde. En dit het ek hier neergeskryf, is nou 'n openbaring. Sy goedertierenheid het geen einde nie, maar jou liggaam het 'n einde. Moenie die Here krap nie. Nommer 3. As God ons moet behandel, nou hoe ons sondig, dat is nogal groot moeilikheid. Stem julle saam? As God my moet behandel, soos ek sonde doen, het ek moeilikheid. Stem julle ook saam? Hoor wat sê hy? Psalm 103 vers 10. Hy handel met ons nie na ons sondes, en vergeld ons nie na ons ongeregtigheid nie. God behandel ons, ja, ons kry circumstances, oor, as jy mis nou rondslaap en jy kry HIV, het jy 'n probleem. As jy, praat jy van mense wat HIV het, wat dit op ander maniere gekry het. As jy drink en jou lewer pak op, is mos nou jou probleem wat jy aangejaag het. As jy rook en jy kry longkanker, sulke goed. Maar hoor wat sê God, hy handel nie met ons na ons sondes nie, want dan het ons gebars. Dan het ons gebars. En daar hy praat van hierdie aarde. Na die dood handel hy volgens ons sondes. As jy dit nooit bely het nie. Julle moet mooi dit hoor. En wanneer is jou afkapdatum? 4. Tog lyk dit dat die kanse kan opraak. Kom ons lees Matteus 25 vers 1 tot 13. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde. Wat is 'n maagd? Is 'n vrou wat nog nooit saam geslaap het en seks gehad het nie. Hulle is almal rein. Dis nie 5 sondaars en 5 nie sondaars nie. Dis 10 maagde, 10 mense wat God dien. Wat hy hiervan praat. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas.
Almal was maagde, maar die een was so bietjie, ons mag nie die woord gebruik. Nee, ek gaan nie praat van blondines nie, my vrou en ander gaan op my kop wees, as ek van blondines praat. So kom ons sê, al hierdie 10 maagde was swart koppe. Nou net as ek in die moeilikheid. O ja, as dit is nou ook nog. As ek nou van blondines praat, het ek moeilikheid so. En dan gooi hulle minder geld in vir die kollekte. Ok, kom. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Ek wil nou sommer vandag vir jou sê, weet jy wat is daai olie? Hierdie stil raak alleen met God. Dis waar jy hierdie olie bymekaar maak. Jy maak hom bymekaar as jy met hom sit en kuier en Bybel lees in worship. Vanoggend het van ons amper niks olie ingetap nie. En toe hulle wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Hoor gou mooi, as jy verstandig is, dan lees jy ekstra Bybel. Jy sit 'n kuier by sy voete. Jy lees nie net 'n dagboekie nie. Jy lees Bybel, jy worship, jy kuier met die Here. Dan vat jy ekstra kans aan. En terwyl die bruidegom tel om te kom, het hulle almal vaak geword en in die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Hier kry ons 'n ander ding. Hulle sê, gee my van jou geestelike olie. Jy kan nie geestelike olie aftap na 'n ander ou toe nie. Jy kan nie. Jy moet dit self gaan kry by Jesus se voete. Interessant dat daar nog demoniese aktiwiteite is. Party vra mekaar liewerster is 'n gered. Nie eers geestelike goed nie. Jo, ons moet hier 'n bordjie opsit, stilte kerk. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. Daar kom 'n dag dat 'n verstandige Christen vir jou sê, luister, jy het jou tyd gehad, gaan lees jou Bybel. Moenie nou na my toe kom hardloop nie. Jy kom nie nou na my toe vir gebed nie. Gaan lees self jou Bybel. Daar kom so 'n dag. En hierdie 5 sê vir hulle, gaan verkoop julle liewerste self. Soos ek vir hierdie klomp gesê het wat saam met my hierdie week was. Kom, gaan aan Fruit and Veg, koop julle eie vrugte, want julle het nie die vrug van die Gees. Daarom hou nie almal nie. Dis maar net 'n stelling. Ok. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof. En die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Hier lyk dit vir my, het kanse opgeraak. Hy sê, sy goedertierenheid is tot alle ewigheid. Maar hier word dit deurgesluit. Jy weet nie wanneer is jou kans op nie. Hou op nog 'n dop koop. Hou op nog 'n pakkie tik gaan koop. Hou op nog vloek. Hou op skinder. Hou op.